Hi vriende, baie welkom by hierdie week se bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie week na les 11 om in Christus te leef. En hierdie week se geheue-teksvers vind ons in Kolossense 3 vers 14 wat lees: En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Dis Kolossense 3 vers 14. Ek lees weer. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Kolossense 3 vers 14. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nuwe voorreg om u woord met mekaar te deel, om hierdie les saam te bespreek. Mag u asseblief u woord op ons harte skryf. Gee ons insig en help ons Here asseblief om dit prakties toe te pas. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, weer eens baie welkom. Dankie dat julle saam met ons inskakel vir hierdie week se les. Baie belangrik, kyk tot die einde toe. Aan die einde van vandag se les het ek 'n baie belangrike aankondiging. So kyk tot die einde toe. Moenie die aankondiging mis nie, asseblief. So ons kyk weer eens na les 11. En ek gaan vandag weer die PowerPoint skyfies gebruik wat deur Futuro vir ons beskikbaar gestel is. So weer eens, hulle soek mense om te help met die vertaling na Afrikaans toe van hierdie lessies en ook om die PowerPoint te vertaal wat ek neem aan in Engels is en oorvertaal moet word na Afrikaans toe. Ek sit die kontaknommer hierso onder. Skakel asseblief hierdie nommer as u belangstel om te help met die vertaling van die lessies wat Futuro vir ons beskikbaar stel in PowerPoint en ook in PDF en ook in Word formaat op hulle webtuiste. Baie dankie ook dat hulle ons toelaat om ook van hierdie skyfies gebruik te maak met die aanbieding van die les. So kom ons gaan dan na ons les toe. Wanneer ons gedoop word, wanneer ons in die water van die doop begrawe word, dit is 'n simbool van wat reeds in ons harte gebeur het. Waar ons gesterf het aan ons ou lewe, die ou lewe van sonde. Wanneer ons dan uit die water uit opkom, is dit hierdie simbool van waar ons opstaan as nuwe skepsels. Want ons is mos wedergebore deur die Gees. Ons is nuwe skepsels en dit is wat die doop simboliseer. Ons het ons ou manier van lewe en dink laat vaar. Van toe af het ons anders geleef en anders gedink. Ons het opgehou om 'n aardse denkwyse te hê en 'n hemelse denkwyse aangeneem. En om 'n een of ander rede, ek is seker julle is almal getuies daarvan, probeer ons ou maniere steeds weer opduik. En daarom spoor die apostel Paulus ons aan om ons oë op die hemel te rig en ons rug op die aardse dinge te draai. Nou die les vir hierdie week kan in 2 hoofpunte opgedeel word. En die eerste ene is aardse of hemelse denkwyse en die tweede ene is eienskappe van die nuwe lewe in Christus. Nou onder aardse of hemelse denkwyse gaan ons kyk na Kolossense 3 vers 1 tot 4 en kyk waar is ons fokus. Kolossense 3 vers 5 tot 6 gaan ons kyk hoe ons die aardse dinge kan afsterf. En dan Kolossense 3 vers 7 tot 11 om jouself met die hemelse te beklee. En dan onder eienskappe van die nuwe lewe in Christus, kyk ons na Kolossense 3 vers 12 tot 14, die band van volmaaktheid. En in Kolossense 3 vers 15 tot 17, die hemelse voedsel. So kom ons begin dan met aardse of hemelse denkwyse. Kolossense 3 vers 2 sê Paulus, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. Vanuit die redenasie dat ons saam met Christus in die doop opgewek is, soos dit ook genoem word in Kolossense 2 vers 12, dring Paulus by ons aan om Jesus te volg na die plek waarheen hy na sy opstanding gegaan het. En dit is natuurlik die troon van God. Kolossense 3 vers 1.
Natuurlik sal ons dit selfs fisies kan doen, eers wanneer Jesus ons daarheen neem met sy wederkoms, noem het ook in Kolossense 3 vers 4. Maar intussen moet ons versier, ons doelwit op hemelse dinge rig, asof ons reeds daar is. Kolossense 3 vers 2. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Ons het gesterf en ons lewe is saam met Christus verborge in God, sê Kolossense 3 vers 3 vir ons. Die lewe waarvan hier gepraat word, is die een wat ons ontvang wanneer ons Christus aanneem. Maar vir daardie lewe om lewend te bly, moet ons daagliks gevoed word, soos 2 Korintiërs 4 vers 16 dit ook noem. En Hebreërs 12 vers 2, dat ons elke dag moet ons die dinge daarbo soek, ons oë op Jesus gefestig hou. Die afsterf aan aardse dinge, Kolossense 3 vers 5. Hy sê, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is. Aangesien ons saam met Christus opgestaan het en lewe en aan die hemelse denke dink, moet ons doodmaak wat ons verhinder om ons doel te bereik. En dit is die aardse wat ons moet doodmaak. Sodat niemand verkeerd is nie, wys Paulus die fundamentele pilare van aardse denke uit, wat hy later in meer konkrete punte sal ontwikkel. Maar hy noem hierso in Kolossense 3 vers 5, hoerery, onreinheid, wellus, slegte begeertes en gierigheid. En dan sê hy wat hierdie alles is afgoderry. Die menslike natuur het nie veel verander sedert Paulus se tyd nie. Aangesien ons steeds omring word deur dieselfde passies wat beide die letter en die gees van die 10 gebooie skend. En waarom moet ons hierdie dinge dan doodmaak, laat vaar, uitskakel, uit ons gedagtes en dade? Omdat hulle die toorn van God bring en daarom onverzoenbaar is met ons hemelse natuur, Kolossense 3 vers 6. Maak die aardse dood, voordat die aardse ons doodmaak. Om jouself met die hemelse te beklee, Kolossense 3 vers 10 lees, en julle jul met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. In ware spreekwoordelike styl voeg Paulus by hierdie 5 pilare van aardse denke, 5 aardse dade om te vermy: toorn, woede, boosheid, laster en skandelike taal uit julle mond, Kolossense 3 vers 8. En eindig met 'n 6ste daad, die ergste van alles: lieg nie vir mekaar nie, Kolossense 3 vers 9. Paulus neem aan dat ons dit reeds gedoen het, aangesien julle die ou mens met sy werke afgelê het, lees ons in Kolossense 3 vers 9. Ons het ons vuil klere uitgetrek, toe ons Jesus toegelaat het, om ons sondes weg te neem, soos hy pragtige voorbeeld in Sagaria 3 vers 4 ook noem, waar sy vuil kleed weggeneem word en hy 'n rein kleed aangetrek word. So, gestroop van daardie klere, moet ons mooi klere aantrek. Bekleed met hierdie nuwe klere, word ons voortdurend vernuwe en groei ons dag vir dag in heiligheid, Kolossense 3 vers 10. Soos ons vernuwe word deur die werk van die Heilige Gees en die studie van die woord, verdwyn die hindernisse wat ons van mekaar skei, Kolossense 3 vers 11. En kom ons kyk nou na die eienskappe van die nuwe lewe in Christus. Die band van volmaaktheid. Kolossense 3 vers 14, wat ons geheelteksvers is, sê, en beklee julle bo dit alles met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. Ons is God se uitverkore volk, heilig en geliefd, sê Kolossense 3 vers 12. Petrus sê vir ons dat dit vir ons groot voordele en 'n groot verantwoordelikheid inhou in 1 Petrus 2 vers 9. Maar hoe gedra een van God se uitverkorenes hom of haar?
Kolossense 3 vers 12 tot 13. 1. Met teer genade. 2. Met vriendelikheid, met nederigheid, met sagmoedigheid, met lankmoedigheid, met verdraagsaamheid vir mekaar en vergewensgesind, selfs teenoor jouself. So, dit alles binne die konteks van die band van die volmaaktheid, en dit is liefde. En hier is ons voordele en verantwoordelikhede opgevang. Die voordeel, deur so op te tree, is ons 'n seën vir beide ander en onsself. En hier is die verantwoordelikheid. Mag ons gedrag God verheerlik en mag dit ander aanmoedig om in Jesus te glo en hom te volg. Kom ons kyk na die hemelse voedsel. Kolossense 3 vers 16 lees: Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsang en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Kolossense 3 vers 15 tot 17 wys ons hoe om ons hemelse natuur te voed. En dit blyk dat ons dit nie in isolasie kan doen nie. Ons kan nie ons hemelse natuur in isolasie voed nie, maar ons het die gemeenskap van die kerk hiervoor nodig. Laat die vrede van God oor ons heers. Bly eenparig as een liggaam. Wees dankbaar. Ons moet die Bybel breedvoerig en saam studeer. Leer mekaar wat ons geleer het. Sing van psalms, lofsange en geestelike liedere. En dit moet ons alles doen in Jesus se naam. Ons lees 'n aanhaling uit The Ministry of Healing bladsy 254 wat lees: Sang is 'n wapen wat ons altyd teen ontmoediging kan gebruik. Soos ons so die hart oopmaak vir die sonlig van die Verlosser se teenwoordigheid, sal ons gesondheid en sy seën hê. En dan sluit ons af met hierdie aanhaling uit That I May Know Him, Julie 2022. Dit lees: Kweek 'n vriendelike, teer, simpatieke hart en noem nooit hierdie eienskappe swakheid nie, want dit is die eienskappe van Christus. Wees versigtig vir jou invloed. Laat dit so suiwer en geurig wees, dat jy nooit skaam sal wees om dit in ander te laat produseer nie. Soos druppels water die rivier maak, so maak klein dingetjies die lewe uit. Die lewe is 'n rivier, vreedsaam, kalm en aangenaam. Of dit is 'n onstuimige rivier wat altyd modder en veiligheid opgooi. In hierdie lewe kan jy jouself onder die dissipline van die Heilige Gees plaas. Deur die heiligmaking van die Gees sal jy dus al hoe meer soos Christus groei. En dit dan ons les vir hierdie week, les 11, om in Christus te leef. Wat 'n pragtige les. Baie dankie vir elkeen van julle wat saam met ons ingeskakel het. En dan die aankondiging wat ek graag wil maak. In 2009 het ek begin om die Sabbatskoollesie op die internet te plaas. Ek het dit op Facebook, op YouTube, al die sosiale media platforms wat ek kon vind, het ek die lessies opgesit. En die rede was in die begin omdat die lesboek het altyd laat gekom. Partykeer 3 maande laat nadat die kwartaal verby is, het die Afrikaanse Sabbatskoollessies eers by die kerke uitgekom. En ek het baie sterk geloof dat die Here met die wêreldse kerk, die kerk reg rondom die wêreld praat en voorberei deur die Sabbatskoollessies. Want ons het 'n groot taak wat voor ons lê en die wederkoms is voor die deur. En God gebruik die Sabbatskoollessies om ons juist daarvoor voor te berei as 'n liggaam, as een liggaam wêreldwyd. En daarom het ek dit baie belangrik gevind om hierdie lessies beskikbaar te maak, want ek het 'n kontak gehad waar ek die lessies wel voor die tyd in die hande kon kry, en ek het dit dan so op
die verskillende sosiale platforms gesit. Ek het begin, ek dink in 2009. Maar soos vir die tyd geloop het, en veral gedurende COVID, het al hoe meer mense begin om die lesie in Afrikaans aan te bied op die internet, op YouTube, Facebook en ander platforms. En daar's baie van hulle wat dit baie beter doen as SSL. Byvoorbeeld ons aanbieding, die voorlesing, of nie die voorlesing, die aanbieding van die les, of die bespreking van die les, is gewoonlik so tussen 80 en 120 mense wat kyk. En dan is dit nie ook altyd mense wat, die totale hoeveelheid van mense wat dit reg deur kyk nie. Party mense kyk in die eerste paar sekondes of paar minute. Maar dan is daar ander platforms wat ook die Sabbatskool bespreking aanbied. En dan het hulle sommer binne 'n dag of 2 het hulle 300, 400, 500 mense wat daarna kyk. So ek het dit begin om het daar, ek wil nie die Engelse woord need gebruik nie, omdat daar 'n behoefte was daaraan. En ek sien nie meer dat daar vandag 'n behoefte daaraan is nie. Daar is soveel ander platforms wat dit baie beter doen. En ek sal eerder ons aandag wil skuif, so met die gevolg is, wat ek gaan doen is, ek gaan van die einde van hierdie kwartaal af, gaan ons nie meer die Sabbatskoolles se bespreking doen nie, van die nuwe kwartaal af. Ons gaan nog les 11, soos nou, ons het nou les 11 gedoen, les 12 en les 13. Maar daarna gaan ons nie meer die bespreking doen nie. Daar is meer as genoeg ander platforms wat dit wel baie goed doen. Ons gaan wel aanhou met die voorlesing van die les, want nie waarvan ek weet nie, daar is nie iemand anderster wat die lesies voorlees in Afrikaans nie. So omdat dit iets is wat nog nodig is, sal ons nog aanhou daarmee. Alhoewel dit die minste kyke kry op YouTube, ietsie soos 25 of 30 of daar rond, voel ek dit is nog nodig. Daar's baie mense wat my al gekontak het wat wel blind is, wat sê dat hulle dit baie waardeer, hierdie voorlesing van die lesies. So ons gaan nog steeds aanhou daarmee, tot en met iemand anders dit gaan doen, en miskien beter doen, en beter gevolge kry, sal ons miskien daaraan dink om terug te trek wat dit ook betref. Maar, dit beteken nie dat SSL gaan toemaak, dat ons nie meer gaan aangaan nie. Ek het later besluit dat ek wil dan SSL gebruik om die Sabbatskoolles te verkondig en so hulp inkry van ons medebroers en susters om alles in die hande te kry om hierdie video's dan te kan gee en op te kan laai en die vernuf opdoen en alles die equipment kry wat ek nodig het. Ekskuus vir die Engelse woord equipment. En toe dink ek wat ek dan kan gebruik is om die waarheid te versprei. In die sin van, daar is byvoorbeeld die Bybelstudie oor die Bybel. Baie mense verwerp vandag die Bybel. Baie mense, veral Afrikaanse mense, begin te glo in die apokriewe boeke. En ek wil byvoorbeeld 'n Bybelstudie gee oor die Bybel, wat al daai dinge insluit. Maar nie een Bybelstudie aan een nie, maar 'n reeks oor die Bybel wat kort 5 minute video's is, wat elke keer 'n punt te bespreek en dit dan wys in die Bybel. En so deur elke ene van die leerstellings gaan, deur elke ene van hierdie 3 engele boodskap wat God vir ons vra om na die wêreld toe te vat, gaan ek dan maak. So ek gaan 'n reeks klaar maak en dan gaan ek dit eers oplaai. So ons gaan nog steeds aangaan. So die van julle wat vir ons bid, die van julle wat ons finansiëel ondersteun, dit gaan nog steeds baie help om hierdie produksies dan ook te lewer. Maar die bespreking van die les gaan dan stop aan die einde van hierdie kwartaal. Dit gaan my ook regtig baie help. Ek is besig om aanlyn te studeer by Helderberg College en dit gaan my tyd gee om meer tyd te spandeer en moeite in te sit in my studies wat nou baie belangrik is. So, ek vra asseblief dat julle vir ons sal bid, dat ons planne vorentoe sal verwesenlik, soos wat die Here wil, en baie dankie vir elkeen van julle wat ons deur al hierdie jare van 2009 af geondersteun het, vir ons gebid het, julle bemoedigende woorde oor die boodskap, vir elke ene wat finansiëel bygedra het. Ons gaan hierdie alles gebruik om die waarheid uit te dra na die wêreld toe. En ek glo, ek voel dit is waantoe die Here ons roep. Baie dankie vir julle ons ondersteuning.
baie dankie vir julle aangehoue gebede vir ons. En asseblief, moenie ophou om in te kom loer, en elke dag sal daar so die voorlesing wees van die Sabbatskoolles, so jy kan dit ook aflaai as jy so 'n toestel het, of jy kan op ons WhatsApp groep gaan, ekskuus. Ons het 'n WhatsApp groep waar die les in audio daar opgelaai word, wat jy kan aflaai op jou foon, en as jy besig is hierdie dag, as jy werk, as jy ver ry, kan jy na die lesie luister, en so kan jy ook dan weet waaroor die lesie gaan. Die vir alles is hier in die beskrywing van die video hieronder. Ek gaan ook vir u skakels los van ander platforms wat ook die Sabbatskoolles aanbied, en tog soveel beter. Ek hou regtig van die manier hoe baie van hulle dit doen. Ek wens ons kon dit so goed doen soos hulle, maar die Here gee ons elkeen ons talente soos wat die Here, en ek gee al die eer aan die Here. So ek sal daai skakels ook hier onder los. Ek het 'n hele paar wat my gunstelinge is, wat vir my regtig baie goed is, en ek sal hulle almal hier onder in die beskrywing van die video met u deel. So gaan kyk daarna, waar u ook dan, as u nou nog steeds by ons wil bly tot die einde van hierdie kwartaal, teen daai tyd alreeds kan weet watse platform u dan verder kan luister na die aanbieding van die Sabbatskoolles. So weer eens, julle ons baie dankie. Dankie vir julle inskakel, en dankie vir julle gebede. Voordat ons tot sien sê, kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat u hierdie taak op ons hart gelê het. Dankie Hemelse Vader vir hierdie week se les, en dankie Here dat ons in u kan groei elke dag, terwyl u Here ons versoen met die hemel. Weet ons is nie burgers hierso op hierdie aarde nie, maar Here, ons burgerskap is in die hemel. Help ons, rig ons gedagtes hemelwaarts, en help ons Here dat ons rug sal draai op hierdie aardse dinge, wat skeiding maak tussen ons en u. Deur u genade en u liefde, bid ons dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle, tot volgende keer, God se ryke seën.